Goed julle, hoekom benader ek die ding, benader ek het geestelik? Ons eerste bewoording op ons manifest is as volgende. Ek het gesê, baie lekker bril hierdie, hy is lekker groot, sulke letters. The Republican Party of Namibia, the RP, acknowledges God, the Trinity as the sovereign creator of the universe, who has entrusted the humanity the right and responsibility to rule over the affairs of the world. The Republican Party of Namibia believes that Namibia must be a nation in submission to the Almighty God, as well as a constitutional state that promotes Christian moral values and as such rejects the concept of Namibia as a secular state. The Republican Party is committed to raising a new generation of God-fearing leaders of integrity dedicated to serving the nation as we strive to mobilize all Namibian citizens, regardless of race and ethnic origin, bound by a common democratic value, to exercise their fundamental right of participation in an all-governmental institution and process in order to uphold the Constitution, etc. So ek gaan hierdeur werk. Julle, ek is afgevaardig deur Henk, omdat ek net so die agtergrond wil gee. Ons was die enigste party, die Republikeinse party. Dis die oudste party in die land, onthou dit. So Appos nie die oudste nie, die Republikeinse party is die oudste. Dit is onder Dirk Matsch begin, dit later die DTA kant aangevat en toe weer die RP onder Henk Matsch geword. Dis die Republikeinse party wat werklik die geveg vir onafhanklikheid en die einde van apartheid probeer daar stel het en gesê het Namibiërs is 'n ander groep mense as Suid-Afrika. Ons wil onafhanklik wees. En binne daai terme het ons gesê elke groep in die land se selfbeskikking moet beskerm word. Elke groep in die land, Damara, Nama, Afrikaner of Wambo het verskillende kulturele waardes en ons moet dit behoue bly. Ons moet behoue hou. So wat gebeur het was die Republikeinse party is op hierdie stadium baie ernstig daaroor om dit wat aan die gang is te stop en almal se verteenwoordiging op die verhoudingsbasis in die parlement in te kry. So ons is nie skaam daarvoor nie. Ons sê dit want ons kry dit daar buite, dat hulle sê ons soek weer blankes in die parlement. Besef julle, daar's geen verteenwoordiging omtrent van die blankes nie. En die blankes is nie daar om rassisties nie, dit gaan daaroor dat die belange van elke groep verteenwoordig moet word en dat dit wat afgebreek is weer saam moet opgebou word. Ek wil vir jou vra rondom, as ek begin, wil vir jou vra rondom die skole. Is julle tevrede wat moet aangaan heiliglik in die skole? Ja. Dan is ek baie bly, hou net so aan. Ja. Want daar's nie skoolboeke nie. Dit kos die ouers om elke ding te gaan probeer aankoop. Die stelsel van 'n gesubsidieerde skoolstelsel ensovoorts, 'n vraag wat opkom. Is julle tevrede met die mediese kant van wat nou in Namibia aangaan? Ek nooi julle om na die staatshospitaal toe te gaan, want die staatse mense gaan na die private hospitale toe. Een van ons dinge wat ons op gaan fokus is, hulle sal na die staatshospitaal toe begin gaan, want ons is nou moeg vir waar hulle nou wegkruip in die mediese fondse en agter daai private hospitale. Is julle tevrede met wat in ons ekonomie aangaan? Want ek gaan gou vir julle 'n paar syfers gee. En dis waarom ek met julle kan gesels. Ons land het verlede week het hulle die skuldlas bekend gemaak. 126 biljoen. Dit was in die Namibian. Ons is offisieel 'n land wat 126 biljoen Namibiese dollar skuld. Dit beteken elkeen van ons wat hier sit, sy inkluis en sy wat daar loop en die kleintjies wat daar buite speel en ons kleinkinders, soos hulle groot word, skuld 43 miljoen per persoon. Want dis die skuld aan die buitewêreld wat ons moet terugbetaal. Ons kan dit nie afskryf nie. Dit moet terugbetaal word. En vir dit sit hulle geweldige hoë laste op ons as volk. En ons is almal een volk, ons is Namibiërs. Sit hulle laste op ons en ook op ons verbruikers indeks. Met ander woorde, pryse, gelukkig is ons pryse en ons kos baie laag, nê. Dit styg weekliks. Wie van julle koop groceries met 'n mandjie soos ek en dan gaan sien ek as ek nou dan so moet gaan koop vir die werkers, dan kom ek agter sien ek daai produk is R5 duurder as die vorige maand se. Jy kan nie, daar's nie moontlikheid dat die werkers kan byhou nie. Wat nog te sê van my? So is onmoontlik om dit met hierdie skuldlas te doen. Nou wil ek vir jou vra, julle kan gaan uitwerk wat hulle gesê het, dis die statistieke in wat offisieel weggeraak het in ons land. Opskrif, sake voor aangegees ensovoorts.
As daai wegraak van daai korrupsiegeld beskikbaar was, het ek het nou op hierdie tafel uitgepak en ek kon vir elkeen in die land en hier ook, maar elkeen in die land 6,5 miljoen in die hand gestop het en gesê het begin 'n besigheid. Dis wat gesteel is, wat weg is, offisieel op rekord. So is dit nie 'n verskriklike stelsel om in te sit om te besef, jy is eintlik met 6,5 miljoen beroof wat jy eintlik kon gehad het en dat jy die skuldlas van 43 miljoen om hierdie land te help dra nie. Nou iewers moet dit kan stop. En as ons, dis wat my vir die mense gesê het, registreer, want as jy nie registreer nie, dan sê jy gaan maar aan met die skuldmakery en met die diefstal situasie. Ons is in 'n land waarin die probleem is, ons was nooit betrokke genoeg om dit te kon probeer stopsit nie, want dis al waarom daar 'n regering is, wat 'n meerderheidsparty gewees het en kon doen wat hulle wou. Want ons was onbetrokke, is ek reg? So ons is nou by die punt waar ons stop, en julle is die begin. Elke persoon wat hier sit, het ten minste 10 kontakte. Van ons het baie meer, Rotti het seker 20,000, maar ons kan hierdie mense kontak en sê, ons wil die volgende vergadering hier buite by 'n stadion probeer hou. Ons wil almal betrek. Ons wil probeer dat julle die boodskap van die manifest oordra. En as jy nog nie die manifest gesien het nie, dan sê ek eerlik, ek gaan vir jou as julle hier 'n Isakos groep wil stig, as julle welkom, dan sit ek hom vir jou by groep, lees hom, want ek gaan so 'n paar stukke van hom hanteer vandag. Die ander vraag is, ek wil vir jou vra, as jy 43 miljoen rand se skuld het, dan vra ek jou, is jy die baas van jou plaas, of van jou besigheid, of van jou manier van hoe jy geld maak? Nie werklik nie, want die skuld, in elke opsig maak jou altyd nie die baas nie, want die ouens wat die oorhoofse skuld bestuur, is jou indirek jou baas. Deur wat te doen? Deur belastings te lig, hier 'n nuwe ding uit te dink, daar 'n nuwe ding uit te dink. Jy sal nooit, soos hulle sê, bo op hierdie ding kom nie, want gereeld is hulle besig om nuwe dinge met ons te doen. En dan hoor jy, dis nou 'n nuwe ene, hier's nou 'n permit vir dit, of 'n permit vir daai. Dit is net onmoontlik, want hulle moet oral probeer geld maak, om die staatskas vol te hou, of die staatskas aan die gang te hou met al die werkers wat daar is, en ook om die skuldlas te probeer net balanseer. So hulle belas wie meer? Wie word al hoe meer belas? Die kiezer. Maar die kiezer los hulle daar. En wie se skuld is dit? Dis ons skuld. Ons beter nou aan die gang kom en mense bymekaar begin maak en sê ons het 3 maande om 'n groot verskil in ons land te kry. Ek het nou die koerant gekyk. SWAPO glo hy gaan 'n 2/3 meerderheid hierdie stem kies, groot 2/3 kry en hy sê gaan doen wat hy wil. SWAPO glo dit. Die partye wat aan die onderkant sê hulle sal met koalisie gesels met SWAPO, dat daar meer partye betrokke raak in die regering, sê hulle SWAPO, ons stel nie belang nie, ons sal in beheer bly. Want hulle glo hulle die kiezer met dieselfde ou triks gevang van gelaai gou brood en mieliemeel af by die kiesafdeling net voor die verkiesing. Maar ons het planne, die Republikeinse party het planne bymekaar gesit om hierdie goed aan te spreek. Nou, dit help nie ek praat oor die verlede nie. Ek wil net vinnig 'n paar dinge sê. Noem vir my die enigste party, en ek het hierdie op die advertensiekie gesit, wat sê, ons wil niks met die World Economic Forum te doen het nie. Watter party is die enigste een wat opgestaan het in die hof verskyn het daaroor? Die Republikeinse party. Wat sê die ander party? Hulle almal sê, nee, hierdie World Economic Forum, ons moet hulle saamwerk. Nou, ons gaan kom by die minerale storie en hoekom ons sê nasionaliseer, want dis hoekom ons afhanklik is van die mense, want hulle besit ons minerale bronne. Die tweede een is, wat is die enigste party wat gesê het, ons aanvaar nie 'n vaccination geforseerde program, waarin hulle ons dwing om ingespuit te word, wat SWAPO vir ons gesê het, doen so omdat hulle die regering is nie. Wie is die enigste party wat hof toe gegaan het, in die vorm van die HDL, die Health Defence League, en amper die saak gewen het, want hulle het op 'n technicality dit uitgegooi. Wie was daai party? Die Republikeinse party. Wie is die enigste party wat hulle al uitgespreek het oor die inmenging van buitelandse regerings en magte in ons regering? Die Republikeinse party, die ander aanvaar hierdie goed. Van die RDP af tot by die PDM af tot by Landless People Movement, almal van hulle aanvaar van hierdie goed. Elkeen van hulle eie politieke siening oor wat hulle wil doen, maar hulle aanvaar die oorhoofse netwerk nog steeds. Dit is asof hulle betaal is om te sê julle is reg. Ek gee hulle my woord, ons is nog nooit by die punt gewees by die Republikeinse party vir een oomblik gesê het, ons is bereid om buitelandse geld te aanvaar om na hulle se pype te dans. Ons weier.
Ons, op hierdie stadium is daar omtrent nie 'n budget nie, maar ons gaan hierdie ding maak werk. Op die kleinste skaal moontlik, want ons wil nie mense van buite ons laat voorskryf nie. Ons is Namibiërs, het elke 'n identiteit en ons het daai kaartjie wat sê ons behoort in hierdie land. En julle weet dat ons as die tweede minste bevolkte land op aarde, julle weet ons is die tweede minste bevolkte land met ons spasie, behoort nie 'n probleem te hê om onafhanklik te operate nie, want dis net die groot lande wat hulle betrokke maak, want hulle het geld ensovoorts. Hoekom is hulle skielik so betrokke by ons? Oor ons hulpbronne wat ons verniet weggegee. Ons het ons minerale weggegee. En dis hoekom hulle hier betrokke is. Hoekom is die Chinas hier in elke tweede hoek is 'n China shop? En hoekom is hulle betrokke in die myne? Hoekom is hulle betrokke in die paaie? Hoekom is hulle betrokke in die staatsgeboue? Want ons het dit weggegee. Ons het dit verkoop. Havens vir ander manne se sakke. Dit kon alles teruggekom het aan 'n Namibiese maatskappye wat die paaie gedoen het en wat die skole heropbou het en wat die visserye reg bestuur het en die myne reg bestuur het. Maar daar's julle gesien hoeveel ryk mense van SWAPO rondry met die lekkerste Land Cruisers en Range Rovers en so aan. Is dit verkeerd as ek dit sê? Dan kyk hierdie ander partye, dis manne wat met klein karretjies rondry. Omdat alles na een kant toe geskuif het. So dit was 'n vergryping geweest vir die oor die 30 jaar, 35, 34 jaar. Is daar 'n vergryping geweest. En ons het strukture in plek gesit in die begin toe hulle Suid-Afrika toe hulle oorgegee is wat hulle net eenvoudig verryk het en verongeluk het. Hoe lyk die sisteme wat hulle gekry het? Stikkend. Hoe lyk die spoorweë? Hofstukkend. Hoe lyk die hospitale? Stikkend. Hoe lyk die skole? Stikkend. Want daar's nie gekyk hier, daar's gevat. Nou kom ek leer gou vir julle iets rondom 'n land. Elke land is 'n besigheid. 'n Besigheid het 'n inkomste en 'n uitgawekant. En as jou uitgawekant hoër is as jou inkomste, dan is jy eintlik in die moeilikheid. Nou 'n land is veronderstel om soos 'n besigheid bestuur te word. Jy het 'n inkomstekant en jy het 'n uitgawekant. As jou inkomstekant so groot is uit jou hulpbronne uit dat jy al jou hele budget kan laat gelykbreek, dan het jy nie nodig om mense te belas en wet en dit te vra en dat te vra nie, want jou hulpbronne wat jy weggegee het, is eintlik jou inkomste. Verstaan julle die erns van hoe ver ons in die pad af is? So die Republikeinse party kan vir jou vir ure besig hou oor dit, maar het ons policies om dit reg te maak? Ja, kom ek gaan vir julle 'n paar hier begin deurwerk. Ons party het byvoorbeeld gaan kyk na wat het gebeur, en dis in die manifest, met die plase wat afgeneem is en gegee is as resettlement plase. Weet julle wat die SWAPO se konsep gewees? Kom ek verduidelik dit vir julle, dan kan julle sê of ek verkeerd is. Hulle het gegaan en hulle gesê, hulle sit vir 5 of 6 gesinne op daai plaas. Maar daai plaas het gesukkel om een gesin in die gang te hou. Nou sit hulle 5, 6 mense dan neer, want hulle hoop eintlik, nie, hulle sê dit nie, maar hulle, as hy misluk, dan kan hulle sê, sorry, julle was hopeloos, gee pad, en dan kan hulle wat in die plaas maak. Dan beland hy in die regering se hande, van die senior amptenare en familie ensovoorts. En dis waarom hulle jagplekke het, en vriende en familie kan nooi ensovoorts, want hulle het dit op daai manier gedoen. Wat is ons plan met die plase? Ons gaan al die plase wat aan hulle behoort, terugvat. En ons gaan hulle herstruktureer dat hulle werk. Ons gaan die mense vir wie ons die plase beskikbaar stel, by Nooidam inskryf vir 'n 6 maande kursus. Hy sal hom slaag, dan is daar 'n inspekteur wat hom gaan dophou. Maar dit help nie ons sit die ou op die grond as hy nie kan geld maak uit en buite nie. So wat ons doen aan hom is ons sit feeding schemes, voedselskemas aan die gang sodat daai plekke afset het vir sy produk. So hoe doen ons dit? Nou kom ons na die education toe. Ons bring die hostels, die koshuise terug op lyn. Ordentlik. En hulle word gevoed uit ons plase uit. Hoekom moet ons kos van Suid-Afrika afry? Nou kry ons daai kos in ons die feeding schemes. Skielik kan ons die tronke voed. Ons kan die gevange die polisie en die weermag. Ons hoef nie buite tenders te kry nie. Uit die plase uit wat in die noorde, in die suide en die ooste oral gevat is. Want ons het vleis en ons gaan 'n produksiekant ontwikkel wat daai vleis gaan vat en daai vleis gaan verwerk en terugwerk na daai mark toe. En die staat koop by daai plase die goed teen kwaliteitpryse. Met ander woorde, hoe swakker die kwaliteit, hoe minder betaal ons. Ek was deel van 'n voedingsskema gewees waar ons 300.000 kinders 'n dag sou kos gee. 300.000. Ek het 'n papier gekry want ek was saam met mevrou Boambal in die projek gewees in die noorde van hoe ons die projek in die gang gekry het saam met Nigerië en met Zambia. Ons het $300,000 van oorsee wat ons kon ingebring het.
Die projek het nie afgekom nie, want daar was nie vingers wat kon in 'n pot ingegaan het. Ons het hom gemaak en nie kan korrupsie pleeg nie. Toe wil nie die projek afsit nie. Ons sou melkproduksie van 30 miljoen liter na 90 miljoen liter toe gevat het in ons land. Om net daai school feeding program te kon gedryf het. Die inkomste per jaar op belasting van die projek was 170 miljoen 'n jaar, net in die belasting uit. Dit was nie die lorries en die strukture wat gehardloop het nie. Dis weg. Nou het ons gesê, goed, ons bevat die plase, ons begin nou kos vervaardig, en ons het 'n marke afset. Weet julle dat as ons in die Suid-Afrikaanse mark inkom, ek is verskriklik teen infant industry protection. Ek dink dis die grootste vloekwoord wat daar is, want ek was in die dairy kant gewees. Maar al wat gebeur is, jy bederf hierdie ons te vra wat hulle wil, want daar is nie kompetisie nie. Maar ek het gegaan en toe sê ek vir hulle, skaf dit af by Namibia Dairies. Ek het getuies daarvoor. Toe gaan stig ek depots vir Namibia Dairies in Johannesburg, Pretoria, Kaapstad en in Bloemfontein. En ek sê vir hulle, as ek 0,001% vir die Suid-Afrikaanse mark kan kry op melk, langlewe melk, dan het ek meer wat ek melk daar wat ek kan afset as wat ek hier kan afset. Dan is my 30 miljoen liter te min om daar te kan help voorsien, om dit opvat na 50 miljoen liter. Dis eenvoudige somme. Dis 'n besigheid. Ek het dit reg gekry, toe skielik kan hulle nie vir my melk gee nie. Toe wil die grense begin toemaak en toe begin bestuur hulle goed. So, ons kan as land, het ons die kapasiteit om ons skole, ons hostels, nou het ons die hostels omgeswaai. Nou begin ons by skole. Hoe kry ons skole waar ons 17,000 kinders te min plek voor het? Hoe maak ons dit reg? Eenvoudig. Al die staatsgeboue word met 50% gebruik in kapasiteit. Die res is leeg, anders sit ons speletjies en kaarte. Is ek reg? Gaan kyk julle of julle diens kry by 'n staatsgebou. Ek nooi jou, die enigste wat nou baie streng is daar by Ministry of Home Affairs deesdae, maar hulle sit ook maar as jy kans daarbo instap. Ek was een keer daar wat ek moes gaan goed doen het by Ministerie van Trade and Industry. Ek het 'n dag lank rondgeloop om een persoon daar te kry omtrent wat nie sit 'n speletjie speel nie wat my kon help. Want hulle kry salarisse. Mense in die parlement moet net seker of hulle daar opdaag en die res van die tyd kan hy weg wees, maar hy kry salaris. Om terug te kom na die punt toe, hoe kry ons die skole uitgesorteer? Daai staatsgeboue, Ministerie van Fisheries of Mynwese, van Energie, kom in een gebou. En ons begin daai geboue wat leeg staan vir skole aanwend. Die oomblik as ons daai goed begin gebruik, dis hy sentraal geleë. Moet ons net eenvoudig die kos is naby genoeg dit begin uitsorteer. So daar is 'n plan vir die education kant. Dan as ons die grond begin gebruik bo in die noorde van die land, onthou ons het 'n waterryke deel in die noorde kant. Nou begin hulle olie boor. Julle water is die enigste waardelike resource van enige land wat jy nooit aan kan ring nie. Want as jy hom beskadig, is hy vernietig. Dis waarom Sauma wat hulle doen hier in die suide, die Russe, dit moet verstop. Dit wat hulle doen met fracking na bo, wat hulle olie wil boor, dit moet stop, want dis waar ons koskas lê. Daai areas word gebruik en skemas word in plek gesit. Wie finansier hulle? Die staat. Hoe finansier die staat hulle? Hulle verkoop hulle minerale. Hoe finansier die staat die banke? Die staat se geld gaan na die banke toe. Die rente in die bank moet val na 'n sekere persentasie toe. Dan sê die mense, hulle gaan dit nie toelaat nie. Kom ek verduidelik julle gou. Ek weet almal raak so as ek vir julle sê van Hitler. Maar wie was die enigste man wat in nog ooit 'n ekonomie in 2 jaar gelyk laat breek het wat op sy slegste ooit was? En toe in 5 jaar dat die grootste ekonomie in Europa gemaak is. Dit was Hitler. En sy beginsels is in Argentinië toegepas, in El Salvador toegepas en in Uruguay. En alle lande het letterlik dit gedoen. Hoe het hulle dit reg gekry? Hulle het vir die banke begin sê, ons ontkoppel ons van enige van hierdie stelsels aan die buitekant. Ons is nou ons eie sentrale bank. Ons bepaal die rentekoers wat haalbaar is vir die mense in die land. En die staat betaal die banke se salarisse. Die banke wat jy daar wil wees nie, julle is baie welkom om te gaan, want ons moet ons land bevoordeel. Ons mense. En hulle het almal kom terugkryp. En al die lande het teruggekom en gesê, asseblief, ons wil weer deel raak hiervan, want die ekonomie ontplof. Want die oomblik as die mense se rentes begin terug na realiteit te maak, wat gebeur? Jy stimuleer die ekonomie. Almal begin besighede maak. Hoe gaan ons kry dat die mense die bankgeleenthede gaan gebruik? Die Ministry of Works is 'n voorbeeld. Is 'n organisasie wat totaal uitmekaar uitval. Daai mense het almal skills om karre te kan diens en te kan mee werk. Al wat jy doen is, gestel, kan ek jou naam kry? Terrence, werk vir die Ministry of Works. En Terrence sê, hy kan 30 karre 'n maand hanteer om te service. Dan wil ek hom nie die ministry mee hê nie. Ek wil hom privatiseer en hom geld gee om dit te doen. En teen gehalte kan hy nog karre kry. So wat doen ek? Ek stimuleer die ekonomie deur buite mense in die ministerie buite toe te kry en die ekonomie aan die buitekant te kan bou.
Daar's eenvoudige goed hier wat ons kan regstel. Maar ons is te lank onbetrokke gewees. Ek weet almal van julle het sekerlik nog elke verkiesing gestem, maar die eerste keer dat ek vir julle kan sê hoekom ek betrokke is, ek het myself gesê ek sal nooit stem in die verkiesing nie, want ek sê ek's gesteel. Vir die eerste keer is daar metodes om hierdie verkiesingstellings dop te hou. Die elektroniese stelsel is uitgegooi, ook in die hof, ook deur die RP. Nou gaan ons mense in die ICN kantore hê wat fisies aan kyk wat die telling is. Dit word vasgelê, deurgestuur na die hoofkantoor toe en dit moet ooreenstemmend met daar bekend gemaak word. So ons gaan daai ding begin monitor. Ons gaan mense van oral af, julle is baie welkom om betrokke te raak daarbey om stembusse dop te hou en agterry mobiele stembus aan te ry en te kyk dat hulle nie kan enigiets doen nie. So ons gaan mense by die stembusse. Ons is die enigste een wat op hierdie stadium in ons strukture ingebou het dat van die verkiesing af tot by wanneer ons weer by die regional en die munisipale verkiesings kom, dat ons 'n sekere hoeveelheid setels wil hê in ons strategie, dan wil ons in die regional en die munisipaliteite 'n groot impak maak dat ons dorpe kan regkry. Dis nie moeilik om 'n dorp reg te kry nie, dis 'n besigheid. Glo my, hy kan bestuur word. As hy dorp reg is, dan wen ons op die volgende verkiesing die regering. Want dan wys ons wat ons kan doen op die grond. En dis waar die Republikeinse party sê, as jy wil hê, ons moet jou sterk maak, maak ons sterk. Stem hierdie verkiesing reg. En ek sê nou vir jou, ons gaan ons hande, ons is nie een vir salaris nie, ek sommer so vinnige voorbeeld, eers sal hierdie met uit. Die president van Uruguay, die president van, nie El Salvador, wie was die ander gewees, ek sal nou op sy naam kom, het hierdie woorde gesê, het gesê, as jy my aanstel, nie dink ek gaan bly in 'n staatshuis nie. Ek bly in my eie huis, en ek ry met my kar. En as julle agter my aanjaag, dan wil ek julle nie 'n president wees nie. En wat hy gesê het, die rede hoekom hy dit doen is, as hy 'n goeie president is, hoef hy nie te worry, dat mense hom in die aand gaan wil aanval nie, want ander mense gaan hom kom beskerm, wat weet hy's 'n goeie president. En ander gaan voor hom uitry en sorg dat niemand hom op die pad voor lê nie. Hy het vir 5 jaar gedoen, hy land so omgedraai. Hy het in sy 5 hektaar plot gery, gaan kyk dit op die internet, en hy het gery met 'n Beetle, Volkswagen Beetle. Ry hy van sy plaas af, dan gaan hy na die staatskantore toe. Hy het nooit, wat ons het gesê is, ons gaan dieselfde doen. Ek gaan eintlik presies dieselfde uitkyk. Moenie dink ek gaan as ons weet ons is nog 'n lang pad, maar ons gaan nie in 'n grand fancy plek bly nie. Ek bly baie lekker daar waar ek bly. En om in hulle karre rond te jaag, die staatsdiens is so, soos hulle sê, top heavy van dierkarre en uitgawes en etes. Wie van julle, en ek vra dit nou met respek, het jy al gesien hoe lyk hierdie mense wat by hierdie staatsmense werk, by die dinees? Hulle almal is oorgewig, want dis net kos en, is ek reg? Is dit waar? Dis mos die reine waarheid. En hulle lewe lekker. En ek het nou die dag was ek by 'n vergadering. Toe is ek die enigste, toe hulle nou praat oor something van democracy, ek kan nie eens meer onthou nie, want ek was so vies geweest. Daar almal is daar, al die partye is daar. SWAPO is nie daar nie. En daar staan kos uitgepak vir, ek sê of julle, die hele kandidaat kan kom eet. Die hele Windhoek kom ons daar kan kom eet. Windhoek gaan eet. En ek sê van die kos, nee, dis vir na die tyd. Ek sê wie betaal daarvoor? Nee, SWAPO betaal. Ek sê maar hoekom is SWAPO nie hier as hulle betaal het vir die kos nie? Nee, hulle hoef nie, want hulle weet mos hulle is die regering. Daar so en die mense wat daar sit, nie een praat of neem deel nie. Ek neem toe nou deel in. Ek is toe nou ongelukkig die vark in die verhaal, toe ek nou klomp goed sê, en ons uitgesê ek sal nie van hierdie kos eet nie. Want dan is ek deel van die netwerk. Ek weier. Want dan raak ek net soos hulle en ek het gestap en ek het uitgeloop en hulle is ook my baie kwaad. Hulle sê maar jy moet nie dit doen nie, want dan gaan jy ons in 'n slegte lig stel. Maar dan sit ons so wat dit moet wees. En dis waarom ek sê ons het 'n heel ander benadering huidiglik oor politiek en die benadering en hoe ons moet nie sê jy moet 'n lid word en met 'n kaartjie rondloop. Jy kies in die verkiesing. En daarna kan ek jou registrasiekaart neem en ek wil ook nie jou geld hê nie. As jy trots is daarop om so 'n T-shirt te loop, dan gee ek vir jou een. Maar vir ons gaan dit daaroor om 'n sigbaarheid daar te kry en 'n verskil te maak. Ek het elke ene visserye. Julle aan wie behoort die vis in hierdie land? Nie aan ons nie. Behoort aan die maatskappye en hulle het almal wiet lisensies gekry. Toe ek vat net voorbeelde. Tobias Melulu wat ook al is 'n vriend van die een van die minister van daai ene van daai PS en hy het 'n tou getrek sodat hy 'n permit kan kry om te kan visvang. Nou gaan bied hulle op die internasionale mark aan. Dan kom die Chinas hier aan en sê hulle ons gee jou 5 miljoen 'n jaar vir daai permit. Want ons weet ons gaan 250, 300 miljoen 'n maand maak. En Tobias loop met syne hier rond. Hy sien hy weet nie eens hoe lekker vis se agterkant is man. En daai manne gaan vang die vis leeg.
Hulle sê ons is die gaan lees daarop, most depleted fish resources in the world. Daar's niks meer. En wanneer laas jy gaan visvang en jy goed gevang het? Jy gooi in. Hulle het nie pultjies nou by die see nie. Jy kan nie eens gaan pultjies koop nie. Hoekom? Hulle het die bronne vernietig. Wat gaan ons doen? Ons sit onmiddellik 'n moratorium op visvang. Almal kan nog sosiaal visvang, maar geen kommersiële visvang en geen kommersiële bote en geen fabrieksbote in ons water nie. Hoe doen ons dit? Ons gaan ons vloot finansier en ons gaan met Starlink, met Elon Musk kontak maak om vir ons drone gewys met satelliet hierdie water van ons dop te hou. En as ons jou vang in die water, 22 km is ons grenslyn. As ons jou vang, vat ons jou boot, jou equipment, jou alles en jy sien dit nooit weer nie. Die tweede boot was vaardig gaan ons wegbly. Want dit gaan 'n land policy word. Vir 2 jaar, het bewys die school run as die kabeljou 2 jaar, dan raak jou gemiddelde kabeljou 4,5 kg. 2 jaar. So vir 2 jaar geen van daai vis nie en dan moet ons die grootste bron van kommer uitsorteer langs die kus van vis en dis die robbe. Ons gaan 90% van die robbe uithaal. Wat gaan ons met daai vleis maak? Dit gaan droogtehulp kos raak. Want die rob se vleis is baie meer natuurlike vette in as selfs van die bees. Hy gelyk staan aan Wego, bees. Baie gesonde olies. Sy leer. Nou onthou nou, die oomblik as ek daai 90% van die robbe uitgewis het en ek het nou kos en ek het droogtehulp kos en wat ook al. En glo vir my, hulle sê as jy hom geëet het, dan eet jy nie weer bees nie. Want 'n rob is net omtrent vet. Hoor mooi, hulle sê dit. Hy smaak soos vis en beter. Nou gaan jy die oomblik as jy daai rob verminder na 10%, wat gebeur? Hoekom jy so baie dooie robbe, daar's nie kos vir hulle nie. Al die robbe saam, daar's 370,000 robbe langs ons kus. Om en by, ek dink is baie meer. Om en by. Van die 370,000 eet elke rob gemiddeld, party meer, party minder, maar die gemiddeld is 25 kg vis 'n dag. Werk gou uit. Werk hom uit. Hulle sê presies. Hulle om lisensies. Ons gaan daai 375,000 maar met 25 kg. Sê jy vir hulle hoeveel dit is? 9,3 miljoen ton. Kilogram gedeel deur die gehele 1000. 9,000. Ek kan nou nie sien nie. O, jy het nie 'n bril nie, sorry man. Dis 9 ton vis 'n dag tussen daai robbe. Ons sê as baie meer as wat ons dink daar is. En hulle het vrek want hulle sê dis die siektes nie, dis net te min vis. 9,000 ton. Ja, 9 as nie 90 kg, dis 9,000 ton 'n dag. So jy moet nog uitwerk wat 'n boot 9,000 ton kan laai. So die vissery is die minste van die probleem en ons los die mynprobleem op, want ons het gesê ons is deel van hierdie beskermingsoord en alles en as hierdie groen mense kom sê nee, dan sê ons dit reg, ons los dit. Intussen gaan ons mense dood van die honger. Wat is noem die 2 stapel voedsels van ons land? Namibië. Vis en vleis. Vleis hoender. Maar ons kan nie vis gebruik want hy's weg. Hy's betaal hier vir die vis in ons land. Presies, want en onthou nou daai fabrieke wat daar sit, het die beste die leukste want hulle moet al hoe verder ry en al hoe dieper gaan om te gaan vis kry op ons waters terwyl ons nie 'n probleem behoort te hê nie. Ons is die minst bevolkte land, tweede minste in die wêreld, so ons behoort oor genoeg vis te hê. So nou sê ons gaan 90% doen en daai robbe moet op 10% bly. Hoe hou jy dit? Want onthou as daar vis nou is, gaan hulle teel en hulle gaan lewe. So daai fabriek is nie 'n once-off en as hy verby nie, hy hardloop. En daar gaan oor genoeg robbe wees vir die natuurbewaring ons om te kyk hoe mooi lyk hulle daar op die strand. Want daar's al 40,000 robbe oor. Ek hoor nou met die koue besigheid het ons vis geweldig weer toegeneem. Die mense vang nou weer vis. Want die bote kon nie gekom het nie en hulle moet uitgebly het. So al daai goede bymekaar kom. Dis ons op ons vissery. Wat is ons policy oor ons minerale? Hulle het ons nou wan aangehaal vir Henk op in die koerant en gesê ja, hier kom kommunisme want hy wil die myne nasionaliseer. Daar's 'n verskil tussen hoe kommunisme werk rondom nasionalisering en wat ons sê. Nasionalisering beteken dis almal se minerale. Dis nie 'n maatskappy wat hom uit die grond uithaal
en hom verwerk en hom uitvoer en hy sê baie dankie, hier is vir jou 'n tip omdat ons jou minerale kon vat. Want dis wat gebeur met ons land. Hulle gee ons 'n tip. Rossing ek praat van 6,5 biljoen, 6,8 biljoen en baie mense praat van 7,5 biljoen. Dit was Rossing se profit verlede jaar, wat hulle mee gespog het. Nou hier is my benadering. Hoeveel huise tekort het ons in Namibië? In huise. 320,000 huise is ons tekort. Dis die statistiek wat daar huise tekort is. Anders is dit sinkhuise. Hoe sorteer ek 320,000 huise uit? As ek eerstens iemand so Rossing vat en sê, as jy daai profite wys wat ons audit, dan vat ons van daai 6,8 biljoen, 1,8 biljoen vir behuising reg oor Namibië. Dan bou ek 24,000 huise uit een maatskappy uit. Deur te sê, jy kan nie daai wins uit die land uitvat nie, dis ons roumateriaal. Of ek sê vir hulle, hy baie dankie vir al die jare wat julle hier was. Dis nou ons myn. Julle kan dit uithaal waarvoor ons julle betaal, maar ons verkoop dit op die open mark daar buite. En ons kry 5, hulle kan 1,5 biljoen kry en ons vat 5 biljoen vir ons. Wat kan ons met daai 5 biljoen maak? Ons betaal 120 biljoen aan se skuld af. Tussen 10 maatskappye, elkeen is dit 50 biljoen 'n jaar. Dit vat ons hoe lank om die skuld te dek? Dis besigheid. Dit kan gedoen word. So die minerale, alles, en dan sê mense, dis gevaarlik. Oral waar lande myne genasionaliseer het en hulle die voordeel gekry het, dat dit teruggekom het na die mense toe, het die land ekonomies opgestaan. Wat was een van die eerste goed wat hulle gedoen het, en onder die boek wat, die inligting wat Hitler gesê het, hy gesê, niks in hierdie land gaan na hierdie maatskappye toe nie, alles is die mense sinne. En daarmee stem ek saam. Elkeen van julle is geregtig, as Namibiërs, wat op hierdie stadium in hierdie land moet oorleef, wil ek sê, op die diamant se waarde, op die goud se waarde, op die Iran se waarde, maar dit kom nooit in jou sak nie. Dit gaan in ander mense se sak en hulle raak skatryk. Wat is ons ander groot probleem op hierdie stadium wat ons land het? Wat ons werk by ons steel, ons inkomste? Die Chinese. Wat is ons policy oor die Chinese? Baie dankie. Jy gaan dieselfde verskriklike streng orders hê om die land in te kom. Daar is nie meer burgerskap nie. En geen van julle maatskappye kan tender op 'n pad in Namibië nie. En geen Chinese maatskappy mag bou aan enige struktuur in ons land nie. Dis Namibiërs se werk. So ek hoop julle stem vir die regte party. Want ek sê nou vir julle, ons gaan hierdie goed deurvoer. En al is dit nou ver in die toekoms, wat ons dink ons kan die regering wees, met die regte strategie binne die munisipaliteite, waar ons die klein goedjies fix, gaan die mense begin sê, hierdie mense wil ons op pad mee stap. En ons wil nie in die munisipaliteit inkom met 'n klein bietjie van hulle, ons wil hom oorneem. Ons wil die munisipaliteit besit. Dat ons besluite kan neem en kan deurvoer. Dat 'n pad nie vol gate is nie, om my julle idee te gee, is dit simpel strukture wat hulle in plek gesit het in Uruguay. Hulle het gesê, hulle sê ook dis die beste straatplanne wat daar nou is. Hulle het vir die mense in die strate gesê, hierdie straat is julle verantwoordelikheid. Nie munisipaliteit nie, julle maak hom reg. Ons betaal julle salaris. Maar die beste pad aan die einde van die jaar wat geëvalueer word in 'n dorp, het sekere incentives. Geen krag, jy betaal nie vir krag vir 2 of 3 maande nie, jy betaal nie vir jou water nie. Hulle kon nie die ene die ander probeer oorskry. Hulle het laaste feeste gehou in die strate om te wys hoe mooi is ons straat. Die straatligte uitgewerk. Alles was, en as iemand iets verkeerd gedoen in daai straat, kan jy dink wat hulle hom gedoen het. Hy het nie weggekom as hy die straatlamp breek nie. Hy het betaal vir hom. Ons is mismanage. Ons is wanbestuur in die grond in. En dit gaan einde kry. 'n Interessante statistiek. Die oomblik as 'n land se individue 50 miljoen Namibiese dollar skuld bereik per kop, per capita, dan is daar nie omdraaikans nie. Ons trek op 43 miljoen. Teen die einde van volgende week gaan ons nog nuwe syfers slaan. So ons omdraaikans is, ons is by die so. Dis waarom hulle sê die ekonomie in Amerika sal in duie moet stort, want hulle skuldlas is te hoog. Hulle het net papier gedruk en gegee, en daar is nie waarde in daai papier nie. Die mense begin besef dat al hoe hy reggestel geword is, hy moet in duie stort, en hulle van onder af weer met 'n goudbasis of met 'n mineraalbasis werk. Ons het die mineraal. Ons hoef nie eens in Suid-Afrika gekoppel te wees nie. Ek praat nodig met 'n bankou, hy sê vir my, ons valuta is baie volatile, en omdat ons nie, hulle die naam genoem, eksterne en dis sê ek vir my, die oomblik as ons op ons eie kapitaal begin geld genereer binne ons stelsel, dan raak ons eie, hoe doen Botswana hulle? So. Is Botswana se geld sterker as ons in? Ja, het hulle 'n kus? Nee. Hulle het hulle minerale en hulle goed begin reg bestuur. So dis waar dit inkom. So ek het gedog, ek gaan vir julle net so 'n paar van hierdie punte gee.
En byvoorbeeld, hier is byvoorbeeld die hospitale. Het ons huidige regering na ons hospitale gekyk? Nee, hulle kyk na die private hospitale, want dis waar hulle moet gaan lê. Hulle het nie na ons hospitale. Wat staan oorkant die, onthou nou, toe Namibië onafhanklik geraak het, was die staatshospitaal in Windhoek, was hy van die bestes in suidelike Afrika gewees, die staatshospitaal. Wat is hy vandag? Hy is die swakste, en wat staan aan die oorkant van Katatura se hospitaal? SWAPO se nuwe gebou. En wat het daai gebou hulle gekos? Oor 1 biljoen, nou al, en hulle is nog nie klaar nie, terwyl om die hospitaal reg te gemaak het, 100% te gefiks het, was 300 miljoen. Hoe werk so 'n land met sulke mense? Dis mos onaanvaarbaar, dat die mense sulke groot rotte in boor hulle hardloop. Ek het die video's gesien, ek was in die hospitaal, ek het mense daar gaan uithaal, waar die vrou sê, hulle lees met haar bord so, dan maak sy so, met haar kos, op haar bors toe, steek sy toe, sy sê, want die rotte kom eet die kos. Ga julle daar lê? Jy wil nie daar loop lê nie, jy wil nie daar loop doodgaan nie, terwyl dit 'n goeie hospitaal was. Maar as die minister van Gesondheid daar staan, dan sê nee, wat is reg, is nie te ver. Maar as hy hardloop by Medicity toe, is ek verkeerd. Hierdie is die realiteite wat ons vir onsself in die oë moet kyk voor. Ons kan nie so aangaan nie. En ek het nou net 'n oproep gekry van 'n man wat gesê het, hy werk met 'n klomp mense daar rondom die paaie in Gobabis, is hy bereid om daar by 'n paaikamp te kom praat, sê ek kom. Want die mense sê almal, ons kan nie so aangaan nie. Hulle verstaan dit, almal verstaan dit. Wit, swart, almal, kleurling, almal verstaan. Ons kan nie so aangaan nie. Ons almal is Namibiërs. Hierdie ID van my, ek sê altyd vir mense, en ek het op die advertensie ook gesê, ek is eerlik, ek weet nie wie almal hier is wat ID soos ek het nie, maar ek is gebore, volgens my ID, is ek gebore in Oshakati. Maar wat gebeur het was, ek is gebore onder die boom in Ombalantu, maar hulle kon nie daar, ek is gevang daar. Toe jaag hulle met my deur in die ambulans toe in Oshakati om die registrasie te kan doen. So ek is so Namibië soos van die wit grond wat in Novamboland is. Ek is lief vir hierdie land. Maar julle, ek kan nie anders as om te sê, ek is verskriklik bekommerd waar ons nou is nie. Ek was nooit meer in die politiek betrokke nie. Ek was in Suid-Afrika baie betrokke in die politiek. Maar toe kom ek agter, politiek is oral gekoop. Tot ek met Henk Matsch gaan sit het en gesê het, agtergekom het, hy sê hulle gaan my nooit kan koop nie. Ek weier om hulle geld te vat en ons moet begin bekyk na die belange van elke groep. Inteendeel, sy woorde en my woorde is, ons moet weer blanke verteenwoordiging in die parlement kry. Nie vir geen ander rede nie as om verstandelike vermoëns in te bring op sekere aspekte wat ons 'n verskil kan maak. En dis nie om te sê ander mense kan nie, maar die mense wat daar is, wil nie. Dis die verskil, hulle wil nie. Het julle al gesien hoe slaap hulle in die parlement? Hulle val van die stoel af, man. En hy kry geld om te sit en slaap daar. Maar jy al ooit probeer in 'n klas slaap toe jy op skool was? Die juffrou jou warm gemaak. Wat is ons policy oor skool? Ons sê skool moet dissipline terugkom. 'n Kind moet weet, as hy oortree, dan loop hy deur. Want hoekom moet hulle wette verander? Want ons het toegelaat dat die buitewêreld, UNICEF en United Nations kom en sê, julle moet nou begin besef, mans kan met mans trou, kinders mag nie meer geslaan word nie, hulle kan 'n pa hof toe vat. Wat se nonsens is dit? Dis mos onaanvaarbaar dat in ons land mense vir ons wil vertel dat ons moet aanvaar dat mans met mans kan trou en dat al hierdie goed moet aanvaarbaar wees. Ons is die een party wat ons uitspreek in totaliteit teen dit. Ons gaan nie daarvoor gaan nie. Ons gaan in ons skole, gaan ons Bybelstudie is een van ons onderwerpe, want ons is 'n 80% Christen land. Hoekom moet ons toelaat dat ons land, omdat daar 5% moslems is, ons moet aanvaar dat die moslems ons kan voorskryf? Dis mos onaanvaarbaar. Ons almal is mense wat ons reg op die grond wil neersit. En ons beter nou begin verstaan. En as julle vir my mense reël in enige area, ek kom. En ek bring vir Wistou en vir Kevin, nou die dag toe staan Kevin Wessels op saam met my by 'n vergadering. Hy het net so opgestaan. Hy het gesê, julle verstaan nie in watter moeilikheid ons land regtig is nie. Hy probeer dit oordra, maar hy kry dit ook nie reg nie. Ons het mense weer nodig in die parlement wat gaan opstaan en beklei vir wat verkeerd is en wat beklei wat reg is. Want ons is hopeloos te stil, want alles word so onder die tafel deurgevoer. Wie van julle weet wat die nuwe waterwet is? Ek het hom hier op skrif. Hy's nog gister maand verlede jaar, op die 30ste Augustus, toe almal py en almal is gelukkig, toe voer hulle hom so stadig deur by die parlement. Hulle wil plase wat produksie moet lewer, want Bill Gates het dit gesê, en die World Economic Forum het gesê,
Stampriet se plase moet nou, se boorgate moet nou 'n cap kry en dan moet hy 'n meter kry. En dan keer hulle 'n hoeveelheid water wat gebruik kan word, maar hulle wil nie produksie hê nie. Want dis weer die aardverwarming. Ons het informasie op informasie op informasie oor aardverwarming wat vals is, want hulle probeer ons letterlik negatief bestuur. Hoeveel belasting betaal ons op ons karre se tax-kabel as jy hom koop nie? Hy weet deurgevoer vir die water. Ja, hy's basies deur. Ons het daar's mense wat nou besig is om komitees bymekaar te sit om die regering te sê ons weier om dit te aanvaar, want niemand is voor die tyd geken nie en niemand het gesê hulle ondersteun dit nie. Dit is al 10 jaar terug maar dit. Ja, hy het dit deurgevoer 11 Augustus, ag, 30 Augustus. So julle, ek is 'n baie entoesiastiese ou en ek kan baie opgewonde raak. Ek is nog steeds in die evangelie net so opgewonde. As ek praat, dan sê mense met hy op klein met ons. Maar dis nie dit nie. Byvoorbeeld, julle weet dat daar wie van julle werk vir die staat op die stadium? Staatsdiens. Hoekom nie? Dis dan 'n lekker plek daai. Daar gee hulle vir jou baie voordele. Jy kan net in die oggend inkom. Ons het nou met 'n man te doen gehad wat letterlik vir 2 jaar nie in die kantoor was nie. Hy kry elke dag sy salaris. Hy het vir iemand gesê wat sy pin is by die deur dat hulle hom net inklok. Ja, hy is op die pad. Hy doen by die departement van werke dat die geboue se onderhoud gedoen. Dan bel hulle hom, dan vind hulle uit maar hy's nie by die, dan probeer hulle hom soek. Dan tel hulle hom op, dan tel hulle hom op deur sy selfoon, dan bel hy antwoord in Londen, dan antwoord hy iewers in Australië. 2 jaar geld elke maand. Average salaris, julle weet wat die average salaris is van die staat op hierdie stadium. Weet julle wat is die average salaris? Amper 70.000 per persoon. Per maand. Mooi man. En ons is die mees belaste in die wêreld. Die meeste werkers. Hoe kry ons hulle minder? Hoe gaan ons hulle minder maak? Deur net die voordele te begin belas. As jy met daai kar na 5 uur uitry, betaal jy vir hom so 'n bietjie vir 'n huurkar betaal. As jy moet hom ry, betaal jy vir die petrol want jy bring hom op dieselfde manier terug. As jy uitgaan SNT vir werk, as jy uitgaan nie vir werk nie, dan betaal jy vir jou kos en dit word van jou rekening afgetrek as jy op die kaart sou sit. So skielik begin belas jy daai voordele wat hulle misbruik het. Môre as jy hulle in die private sektor wie sê, reg, daai bank sou finansier teen 2% gaan gebruik hom. Dan kry ons die private sektor bied. En as jy nie werk nie, dan werk jy nie. Maar ons gaan nie julle, wat is die kans as ons 'n 65% werkloosheidssyfer het, dat 'n matrikulant wat vandag klaarmaak werk gaan kry? 35% en dan beklei jy in 'n mark waar daar vir een aansoek is. Julle gesien hulle in die Koran vir 'n cleaner job. Was daar hoeveel 4.500 aansoeke gewees vir 'n cleaner job. Dis die druk wat daar is. Ons land kan, ons toerisme, ek praat gister met iemand, ek het was Sondag 'n meeting gehad, op die Sondag, oor wat aangaan in die toerismebedryf. Hoe hulle deur die toerismebedryf, wat die jagkant is byvoorbeeld 1% van die 10% van die toerismebedryf, wat biljoene jaar is, hoe hulle probeer om letterlik die toerismebedryf se jagkant dood te maak, terwyl dit 'n groot industrie is wat werk, julle moet sien hoeveel werksverskaffing het hulle, mense wat uitgaan met die jag en gaan help ensovoorts. Hulle wil dit van kant maak omtrent. Want weer eens, hulle leen geld om daai ding van kant te maak, terwyl dit 'n inkomste source is, met die toerisme, met die kliënte. Nou ja, toe vang ons 'n padblokkade polisieman en ek het jou gaan aangee. Toe vra hy vir die Duitse toerist, toe sê vir hom, wys my jou driverslisensie. Net hoeveel hy bewys hoe ver trek dit nou. Hy gee sy drivers en hy sê vir hom, ja, hy's reg, maar hy's ongelukkig nie in Duits nie. Gee my R1000 vir dat nie gaan nie. Toe vang ons hom. Toe hom getrek. Oral begin korrupsie uitbreek, want hoekom? Die mense sukkel almal. Dis waar mense steel. Dis waar ons kinders vroeg uit die skool uit gaan, want hulle gaan steel om die ouers in die lewe te hou. Verstaan julle die strukture wat in die gang is? En dit gebeur in al die groepe. Dit gebeur oral. Ek wag nou net vir my bevestiging om in Rebot te gaan praat. Maar Rebot, mense sê vir my, dis omtrent dis 'n hoel net van drugs, want die mense het net opgegee. Daar is nie meer moed nie. Ons moet terugkom, ons moet moed in die land insit. En as ons daai positiwiteit inbring. Ek wil nie nou te veel praat oor buitelandse goeders, maar ek het alles wat ek kon my hande opgevoer. Daar's my seun, ek het gesê ek het gaan lees om te verstaan hoekom ek sekere goed gewerk in lande. En daar seker hoe hulle dit toegepas het en ons gaan die soortgelyke goed in hierdie land doen.
dis maar van die goeders wat ek oor wou gesels het. As julle wil enige vrae vra, as julle baie welkom, maar in ons konstitusie het ek gesê byvoorbeeld, ons gaan nie toelaat dat in die konstitusie verander word nie. Ons glo dat ons konstitusie wat opgestel is, dat jy die reg het om jouself te beskerm. Hulle wil probeer om ons, julle weet van die wapenwet wat hulle mee besig is. Hulle wil probeer om op langtermyn ons basies te ontwapen. Hulle bewys, 'n land wat 'n mens nog 'n wapen dra, wettiglik, is daar minder kriminele aktiwiteite as wat daar nie wapens is in die swart mark, het almal wapens. Dan kan ons doen wat hulle wil. Dis in die konstitusie. Hulle krap nie meer aan die konstitusie. Ons het hier byvoorbeeld gesê, dat, en ons sê dit, ons is nie skaam daarvoor nie, dat die policy, en ek noem dit vir julle, moet vir almal op dieselfde meriete begin werk rondom werksaanstellings en werksgeleenthede ensovoorts. Dis nie nou om 'n wit ou te bevorder nie. Dis om almal 'n gelyke kans te gee, nie te sê omdat hy wit is kan hy nie kry nie, of omdat hy Ovambo is en hierdie is waar almal ons sit nie. Dit moet uit die werksplek uitkom. Dieselfde met die BEE. Dit het bewys dat besighede wat gestig word, dan sit hulle een man daar neer en almal hier in die onderkant is nog steeds wit of Chinees of wat ook al, en hulle maak sakke vol geld en dit net hierdie een om. Hy sê dis die BEE nie. Ons moet hierdie mense leer die sisteme en hulle bekragtig om regtig besighede op die been te bring, soos wat Frans Ndongo gesê het. Hy het gesê hy het met 'n fiets begin en waar hy geëindig het. En hy het gesê dit was met harde werk en dit was met inisiatief. Hoekom kan die ander dit nie doen nie? Hoekom kry hulle lisensies om geld te gaan uitgee en met mooi karre rondry want dit nie waarde vir wat hulle voor gewerk het nie. Ek het vir hom Frans Ndongo ontmoet persoonlik by sy plaas. Ek het hom gaan help met sy Mercedes oplei. En ons het so lekker gesels ek en hy, want hy's 'n man met baie karakter en ons het vir sekere ure op sy stoep gesit en tee drink en koffie drink. En hy het gesê vir hom, dis mense soos jy wat die president moet wees. Jy kan 'n land lei. Want jy die vermoë om vir mense te sê hoe werk 'n land? 'n Land is 'n besigheid. Inkomste, uitgawe kan, hy moet balanseer. Dieselfde met hier is corruption. Ons het 'n hele ding geskryf oor corruption, hoe ons die wetstoepassers, die polisie gaan heeltemal 'n restructuring rondom opleiding. Ons kan nie range uitdeel en skielik is hulle hier bo nie, maar dit nie vermoë om die ding te bestuur nie. Ons moet langer ons konstabels in die veld hou, maar daai mense moet goed betaal word. Hoekom sal 'n konstabel vir 'n man by 'n padblokkade sê, geef my R1000 of ek laat jou nie gaan nie as jy nie vir my om in Engels vertaal jou drywerslisensie nie. So moet nie geld het nie. Ek praat vandag met een van my werkers en ek sê vir hulle, weet jy wat verdien hy polisieman? Ek sê vir hom, gaan vra jy my, hy stap uit terug, hy sê vir my, kan nie glo wat hy man sê hy verdien nie. Dis waarom ons polisiemanne kry wat steel. So ons moet ons polisiemanne, die konstabels ordentlik begin besoldig, maar ons moet hulle klassifiseer as die regte mense moet deurkom. Dieselfde met die weermag, dieselfde met ons onderwys. Wie is die belangrikste ou in ons samelewing wat ordentlik betaal moet word? Die onderwyser. Maar hy moet sy job doen. Hy moet 'n kind kan en hy moet kan die boeke en hy moet die eksamen. Dis hy. Ja, dit wat hy aanbied moet hy, en ons gaan nie van buitelandse mense hierso, alles is hierso. So ek sal julle graag die konstitusie wil gee dat jy hom lees. En dan nooi jy, ons het hierdie ene, ons wil hom nou plaas in die koerant, ons wag net vir geld. Ek wil hom vol bladsy advertensies sit in al die koerante. En dan gaan ons stuur hom oral sal lees, en dan wil ek sê, ek nooi die ander partye om hulle sin langs om ons in te sit. Ek nooi hulle. Want hulle het nie hierdie goed aangespreek nie. Hulle beloof net hoe hulle gaan goed dit om jou gaan. Hou net aan stem vir dieselfde partye. Werk nie so nie. Ek wil afsluit en net vir elkeen sê, net as ons nou kyk na die health policy en die disabilities and vulnerable children, omdat ek in die projekte gewerk het, hoe minority groups beskerm moet word, hoe ons die wet rondom die kriminele aktiwiteite van, as iemand moor, dan voel ons moet capital punishment terugbring. Die eerste keer wat ons die doodstraf terugbring, gaan niemand meer moor nie, reg? Dis maar so, niemand gaan moor as hy vermoor word, as hy van kant gemaak word na die tyd nie. Ja. Presies, dan moet die howe reg wees, ons het weer 'n plan vir die howe. Elke ding werk ons in strukture. So ons die hele howe ding aangespreek, dan het ons die capital punishment en dan het ons gesê as 'n man 'n kind verkrag, slaap hy permanent agter tralies. En ons gaan die tronk 'n bietjie anders te doen. Ons het gesê, hoe gaan ons gevangenes doen? Hulle gaan ons spoorlyne regmaak. Hierdie van sit en mooi lyk in 'n tronk is verby. Jy sal die spoorlyne regmaak, jy sal die paaie in hierdie land onderhou. En man, moet jy die prop uit gaan trek op 200 voet diep by die see, dan gaan doen jy dit, maar ons sal jou laat werk.
Want jy was 'n krimineel hierdie samelewing te nagekom, so jy moet nou werk om daar uit te kom. Jy moet nou kom en sê, dis eintlik lekker om hier te wees nie. En ons gaan dit is belangrik. Vir elke ding wat ek julle nou gesê het, gaan ons werksgroepe daar stel. Ons gaan byvoorbeeld uit die howe uit gaan ons 'n werksgroep stel en sê, julle praat direk met die minister. Ons gaan aanpassings maak. Onderwys. Om hoe ons hierdie strukture in plek moet, is 'n werksgroep. Julle praat direk met die minister, want die minister het nie al die kennis nie. Hierdie executive directors moet uit. Dis waar dit gaan inkom. Ons gaan met hierdie werksgroepe praat oor die paaie, oor die visserye, oor die minerale. En elke ou is die werksgroep en is die minister. En almal is in daai werksgroep wat eenvoudig wat ekspertise het. Nie kom ouens wat geld verdien nie. En van hierdie ouens gaan dit verniet moet doen. Want ons soek daai want dis die voordeel van die land. Ons gaan hom toets daarop. Kom help ons. Miskien is daar enig vir iets om aan. Want dis hoe ons die mense betrokke gaan kry. Ek het al soveel mense gesien wat my gesê het, ons sal help met die natuurbewaring, ons gaan help met daai, ons roep ons kom. Want almal sien ons is nie moeilik uit. Julle baie dankie.